Goeiedag en baie welkom by vandag se erediens. Dis die gebed van my hart dat God se naam verheerlik sal word deur hierdie boodskap. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord waaruit ons kan leer en lees. Maak ons harte nou ontvanklik vir u woord. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ek groet julle dan ook in die wonderlike naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Nou, vandag se tema is gebed sonder waarborge. En ek het gedink ek wil begin deur vir julle te deel 'n paar ervarings wat ek hierdie afgelope paar maande beleef het rondom my eie gebedslewe. En ek wil begin deur iets wat sommer net verlede week gebeur het. 'n Vriendin bel my en sy sê ek moet asseblief bid vir haar dogter. Haar dogter gaan deur 'n uitdagende tyd. Sy het nou 'n paar vriendinne gevra om saam te bid. En ek weet, wanneer 'n ouer vra bid vir my kind, dan is dit ernstig, want ek spandeer ure op my knieë vir my eie kinders. En ek het onmiddellik gaan bid vir hierdie kind. Dit was nie eers 'n uur later nie, toe bel hierdie vriendin en sy sê, dankie dat jy gebid het. My dogter se omstandighede het gedraai. En ek was so dankbaar en ek het die Here geloof. En ek weet net dat heel dikwels wanneer ons bid, antwoord God ja. En om te dink dat die lewende God, wat planete in hulle wentelbane hou, wat die skepping en die heelal gemaak het, deur 'n paar woorde te spreek, luister, wanneer ek en jy sy kinders praat. Die tweede ervaring wat ek met jou wil deel, gaan oor hierdie skewe handjies van my. Nou, ek is so 3 jaar terug, is ek gediagnoseer met 'n auto-immuunsiekte, wat verskriklik pyn vir my veroorsaak. My hande is besig om skeef te trek en dit roof my van alle energie. En die afgelope 3 jaar is dit een van die goed waar ek seker die meeste gebid het. Here, maak my gesond. Maar niks het gebeur nie. Ek bid vir 3 jaar en ek wag op die Here. Nou, ek moet nou sê, so 'n week of wat terug het ek by 'n dokter uitgekom en sy sê hier's nuwe soort medikasie wat ek moet probeer en dit voel vir my of dit werk. En ek glo regtig dat die Here kan dokters en medisyne gebruik om wonderwerke te laat gebeur. Maar hierdie afgelope 3 jaar was ek in 'n wagtyd. Maar weet jy dat in wag lê daar krag? Ek is gevorm in hierdie tyd, soos 'n pottebakker kleivorm het God my gevorm in hierdie wagtyd. In hierdie seerseisoen het ek meer empatiek geraak teenoor ander mense se pyn. En ek het God op nuwe maniere begin leer ken. Hy het my oase in die woestyn geword. So in wag lê daar krag. En ek het agtergekom wanneer ek op die Here wag, wanneer ek bid, kom ek na 'n ruk agter, maar dit waaroor ek so gebid het, het ek eintlik nie eers nodig gehad nie. Ons het God meer nodig, ons het Jesus meer nodig as wat ons geld en goed en selfs gesondheid nodig het. So heel dikwels wanneer ons bid, soos my vriendin se dogter, dan kom God en hy antwoord ja. Ander keer sê hy wag 'n bietjie, maar in wag lê daar krag. Maar die derde belewenis wat ek met jou wil deel was, my hele 2025 jaar. Dit was 'n wrede, hartseer jaar vir my gewees. Ek het albei my ouers in 'n kwessie van 'n paar maande verloor. En ek was baie na aan my ouers. En dit was regtig vir my 'n vreeslike traumatiese tyd gewees. En dan albei was siek, hulle was albei eintlik baie jonk, nog nie eers 80 nie. En ek het die Here gesmeek, asseblief, spaar tog net hulle lewens. En dit het nie gebeur nie. My gebed is nie met 'n ja beantwoord nie. Maar van een ding is ek seker, is deur hierdie wrede seer jaar, daar langs my ma en my pa se bed in ICU, kon ek voel hoe die Here my staande gehou het. Het hy my gedra, het hy ander mense, gelowiges en vriende en kollegas op my pad, familie gestuur, om my te bemoedig. Het die Heilige Gees, in Engels sê dit so mooi, die groot comforter, my gedra en my beskerm. So ja, dit is my 3 belewennisse die afgelope tyd, dat God heel dikwels ja antwoord. Soms sê hy wag 'n bietjie, maar in wag lê daar krag.
En soms sê hy nee, maar dit is nooit 'n hartelose nee nie. Hy is by ons. Hy droog self ons trane af. Nou die teks wat ek vandag wil lees, kom uit Korintiërs, 2 Korintiërs. En dit is Paulus wat hier aan die woord is, en hy praat oor iets waaroor hy ook ernstig gebid het. Hy sê dat hy die Here gesmeek het 3 maal, dat die Here hy praat van sy doring in sy vlees sal wegneem. En God het nee gesê, maar God het geantwoord, my genade is vir jou genoeg. Kom ons lees hierdie teks, en ek bid dat die Here vir ons hierdie woord sal oopbreek, terwyl ons dit lees. 2 Korintiërs 12, vanaf vers 7. Daarom, en dis nou Paulus aan die woord, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in my vlees gegee, 'n boodskapper van Satan, om my met die vuiste te slaan. 3 maal het ek die Here gebid, dat dit vir my al weggeneem moet word. Sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking, wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolgings en moeilikhede ter wille van Christus. Want as ek swak is ek sterk. So Paulus sê, die nuwe sterk is swak. Nou, hy sê hy 3 keer gebid, ek dink dit is 'n simboliese getal, ek dink hy het baie keer gebid, dalk die Here gesmeek. Ons weet nie presies wat hierdie doring in Paulus se vlees was nie. Baie teoloë bespiegel oor dit. Party mense sê, hy het rheumatoid artritis dalk gehad, omdat hy op party plekke skryf, dat nou skryf ek in my eie hand, dis groot letters. So ons neem aan iemand anders het namens hom geskryf, omdat hy gesukkel het om te skryf. So party teoloë sê, dis dalk die rede. Anders sê dat hy is soveel keer geslaan, en hy het gekeer met sy hande, en sy hande was vermink. Maar 'n teorie wat ek nogal mee aanklank vind, is dat mense sê, teoloë sê, hierdie doring in sy vlees was al sy ontberinge, al sy swaar kry, ter wille van die evangelie. En dit maak nogal vir my sin, want as jy die vooraf teksgedeelte lees, voordat hy nou praat oor sy doring in sy vlees, dan vertel hy ons van hierdie ontberinge. So dit maak nogal vir my sin, kom ek lees vir jou daai teks, wat hy sê, wat sy ontberinge is. Hy sê, daai ontberinge is, dat hy gestenig is. Nou as jy gestenig is, dan beteken dit jy is vir die dood agtergelaat. Hy sê dat hy is geslaan deur die Jode, sy eie mense, is hy gegeesel, omdat hy Jesus verkondig het. Hy sê dat hy het gevare deurstaan, op die oop see, in die veld, deur sy eie mense. En dan sê hy, dat hy nog hierdie wroeging gehad van, maar sjoe, is daar vrug op my arbeid? En nadat hy hierdie teks skryf in 2 Korintiërs, dan praat hy van die doring in sy vlees. So, ek wonder of dit nie maar die doring in Paulus se vlees was nie, dat hy sê dat hy die evangelie verkondig, hy het Jesus verkondig, en hy het eintlik so swaar gekry, en partykeer nie eers vrug op sy arbeid gesien het nie. En dan dink ek ons as Christene, ons dink partykeer ons kry dit swaar, wanneer by die werk iemand ons dalk bespot, of omdat ons glo, dan dink ons dis nou erg, nou arme ou Paulus, kyk, hy het daarom ontberinge beleef. So dalk was dit die doring in sy vlees gewees. Nou wanneer ek hierdie teks lees, en ander tekste in die Bybel, waar daar gepraat word oor gebed, dan kom ek agter, dat die Bybel is eintlik baie meer eerlik oor gebed, as wat sommige gelowiges oor gebed is. Hoor weer? Die Bybel is eintlik rou eerlik oor gebed. Die Bybel sê dikwels vir ons, God sê nee, vir groot geloofshelde soos Paulus. Maar ons as gelowiges sal baie keer sê, glo net harder, glo net 'n bietjie meer, jy glo nie genoeg nie, en dis hoekom jou gebede nie beantwoord word nie. So ons is eintlik baie keer nie so eerlik oor gebed, soos wat die Bybel is nie. En dit is nou nogal vir my interessant. Dink nou byvoorbeeld aan Daniël in die leeukuil. Ek is seker Daniël het gebid. Hy was hierdie geloofsheld, laat hy tog net nie in die leeukuil moet beland nie. Maar sy gebed is met 'n nee beantwoord, en hy het in die leeukuil beland.
Maar op die eind het dit God se naam verheerlik. Hierdie teks wat ons nou pas gelees het, Paulus wat gesê het, Here, vat hierdie doring in my vlees weg, hierdie groot saak wat vir my regtig 'n probleem is. En God sê net, nee, maar dis nie 'n hartelose nee nie. Hy sê, my genade is vir jou genoeg. Ek dink toe Paulus, die paar kere wat hy in die tronk gegooi is, het hy ook sekerlik gebid, Here, ek wil nie in die tronk beland nie, want tronke was haglike plekke in die Bybelse tyd. Kyk, jy daar in riool gesit en dit was nat en koud en jy's geboei en dit was haglik. En ek is seker hy het 'n paar keer gebid, Here, ek wil net nie in die tronk wees nie, of kry my net uit die tronk. Maar weet jy, daar in die tronk skryf Paulus 'n groot gedeelte van die Nuwe Testament, al hierdie briewe in die Nuwe Testament wat ons nou so lees, hierdie brief Korintiërs wat ons nou uitlees. En ek dink Paulus is verstom om vandag te dink daar waar hy in die hemel is, dat hy 2000 jaar terug uit die tronk uit hierdie briewe geskryf en hy wou eintlik nie in die tronk wees nie, hy het dalk gebid, Here, vat my uit hierdie omstandighede uit. Maar vandag, 2000 jaar later, lees mense nog die Nuwe Testament, lees mense nog sy briewe en het dit 'n impak op biljoene mense se lewens gehad. So hy het dalk gebid, Here, net nie die tronk nie, maar dit is eintlik daar wat die Here hom gebruik het om hierdie briewe te skryf. So dit is eintlik merkwaardig as ons so daaraan dink, né? En dan natuurlik Jesus, God se eie seun, wat in Getsemane 'n angsgebed bid en bid, Here, laat hierdie bitter beker, die kruis, laat dit my verbygaan. En ons lees dat hy was so angstig en hy het so ernstig gebid dat sy sweetdruppels het soos bloeddruppels geword. En Jesus, God se eie seun, se angsgebed word met 'n nee beantwoord. So weer eens, die Bybel is eintlik baie meer eerlik oor gebed as wat ons as gelowiges is oor gebed. Kyk, ons verstaan nie waarom God nee antwoord nie. Ek verstaan nou nog nie lekker hoekom my ouers moes sterf nie. Hulle het nog goue jare voor hulle gehad. Hulle het so hard gewerk hulle hele lewe lank en nou was dit die tyd wat hulle mekaar kon geniet het. En ek verstaan dit nie en ek dink mens moet versigtig wees om vir mense te probeer antwoorde gee oor hulle lyding en rondom hulle lyding, nou, want ons leef in 'n gebroke en 'n stikkende wêreld. Maar een ding kan ons seker wees van is dat God is by ons in ons seer en hy dra ons. En partykeer ervaar jy dit nie nou in jou seer nie, nou. Maar wanneer jy terugkyk 'n paar maande of jare later, dan besef jy maar hy was al die tyd by jou. Wanneer jy partykeer sê, Here, daai een rye spore in die sand, toe ek so swaar gekry het, toe ek in my woestyntyd was, hoekom net een ry spore, waar was u dan? En God sê, maar daar's een ry spore, want ek het jou gedra, my kind. So, ja, somtyds antwoord hy nee, maar dis nie 'n hartelose nee nie. En hy los ons nie alleen in ons seer nie. Soos vir Paulus sê hy, my genade is vir jou genoeg. Daar's soveel mooi Bybelse beloftes wat sê die Here is by ons. Psalm 34 wat hy sê, die Here is naby die gebrokenes. Hy help die moederloses. God droog ons trane af wanneer ons huil. Daai Hebreëse teks sê dat sy sintye, God se sintye is ingestel op ons. Hy hoor ons as ons huil. Hy sien ons, hy droog ons trane af. En dan Hebreërs wat sê, ek sal jou nooit begewe nie. Ek sal jou nooit verlaat nie. Toe Jesus aan die kruis gehang het, toe het hy uitgeroep, my God, waarom het u my verlaat? En Jesus het God verlatenheid ervaar aan die kruis, hy het die wêreld se sondesmet op hom geneem, sodat ek en jy nooit God verlate hoef te wees nie. Hy is by ons, in donker dieptes is hy by ons. Ek het dit so aan my lyf ervaar, met my liefste ma Willaitjie, se siekbed, hoe die Here my gedra het. Ons het, het was Desember vakansie gewees, en ons wou haar see toe vat, om saam met ons tyd te spandeer, en gesond te word by die see. En eintlik was dit 'n goeie tyd, Desember, want
Ek is nie die land vol gewees om praatjies te gee en besig by die werk nie. Ek was rustig. En ek kon in ICU vir ure langs haar bed sit en met haar praat. Al weet ek nie of sy my gehoor het nie. Ek dink sy het my gehoor en ek kon vir haar sing en ek kon vir haar bid en dit was by die see. My ouers het 'n karavaanpark by die see gehad jare terug. En op daai stukkie grond is daar woonslag gebou en ons het hulle elke vakansie soontoe gevat. So dit was hulle happy place. Sy en my pa het ure en dae en weke by die karavaanpark spandeer om dit mooi te maak en toe die kinders klein was, het hulle tyd saam met my ouers daar spandeer. So dit was goeie herinneringe gewees. En dan nog 'n ding was, die hospitaal was sommer om die draai. Hier waar ons nou bly in Boumanstal op 'n plaas, is ons 45 minute se ry van die hospitaal af. Daar was ek 5 minute se ry van die hospitaal af. So ek kon letterlik elke dag ure by haar sit. Sy het wakker geword na 'n groot operasie wat sy daar gehad het. Die dokter het vir my gesê, hy weet nie of sy eers weer gaan wakker word nie. En sy het, en ek kon haar groet, en ek kon vir haar sê ek's lief vir haar, en sy het vir my gesê, sy's lief vir my. En dit is dinge wat ek God se hand in sien. Ten spyte van die woestyn, ten spyte van die seer, was hy daar. En ek glo dis klein wonderwerkies wat hy homself openbaar het. Selfs in daai wrede, rou, seertyd van my lewe. Ek so teruggery het van die hospitaal af, kon ek kyk vir die see en met die Here praat. So sy genade was genoeg vir my. In daai oomblik het ek dit nie altyd ervaar nie. En ek vrae gevra, maar as ek nou terugkyk, besef ek dit. Klaagliedere sê, sy genade is elke môre nuut. En ja, soms antwoord God nee. Maar dis nooit 'n hartelose nee nie. En hy's by jou en hy dra jou, ook in seer seisoene. Wanneer ons oor gebed praat, en ons tema is vandag gebed sonder waarborg, en dan kan ons nie eintlik praat oor gebed sonder om oor die Onse Vader te praat nie. En Jesus leer ons in Matteus 6 hoe om te bid. En dan gee hy vir ons die Onse Vader, en ek wil dit graag vir jou lees weer, die Onse Vader. Kom uit Matteus 6 vanaf vers 9. So moet julle bid, en is Jesus aan die woord. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergewe ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Nou ons leer so baie uit hierdie gebed, wat Jesus vir ons geleer het hoe om te bid. Ons leer dat God se naam verheerlik moet word. Ons leer dat ons mag bid vir ons daaglikse brood. Natuurlik mag ons versoeke na die Here toe vat. Nou, ek dink net ons versoeke moenie groter raak as ons verhouding met God nie. Natuurlik kan ons bid vir beskerming in Jesus wat hy sê, bewaar ons van die bose. Maar ek dink vandag as ek hierdie teks lees, dan staan een ding vir my uit, en dit is, laat u wil geskied. Want op die eind is God se wil ons beswil. Hy sien die groter prentjie. Hy ken my toekoms. Jy weet, baie keer as ek vir my kinders bid, dan bid ek wat my hart is. Ek wil so graag hê, my seun is 'n golfer, dat hy 'n professionele golfer word, en dat hy by die college in Amerika inkom, waar hy graag wil inkom. Maar dan weet ek, Here, maar laat u wil geskied. Want u weet wat is sy beswil, u weet wat oor 10 jaar in sy lewe gaan gebeur, en dalk dit wat ek nou bid, is dalk nie die regte ding nie. En dieselfde vir my dogter, Carmen. En is so mooi wat die teks sê, dat u wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. So dit sê vir my, dat in die hemel geskied God se wil. So wanneer God se wil hier op aarde geskied, dan ervaar ons 'n stukkie hemel hier op aarde. So ons leer baie by die teks, en ons leer dat, weet, ek dink rondom gebed moet ons mekaar sê, gebed is nie Google nie, wat ek my vraag intik en God kom en hy spoeg 'n antwoord uit onmiddellik. Of 'n vending machine wat ek 'n knoppie druk en onmiddellik dan moet God nou opdaag en reageer en soos hulle sê in Engels deliver. Gebed is ook nie net my lysie wat ek aframmel elke oggend nie, en ek mag dit doen, maar ek moenie dat my versoeke
meer en groter word as my verhouding met God nie. So ons leer baie rondom gebed in die Bybel en by die Onse Vader. Maar op die ouend is gebed 'n voortdurende gesprek met God in 'n krisis, maar ook wanneer dit goed gaan, om dankie te sê, Here. Gebed is nie 'n manier waarop God met ons kan manipuleer nie, né? Baie keer dan bid ons, maar ons omstandighede verander nie. Maar die wonderlike is, gebed verander ons. Daar's 'n man wat eendag gesê het, hy het baie ernstig siek geraak, en hy sê toe vir die verpleegster, hy het terminaal siek geraak, en hy het God begin blameer en kwaadlik neem, omdat hy siek was, hy was verbitterd, en hy sê vir die verpleegster, hang 'n bordjie bo my hospitaalbed, wat sê, God is nowhere, God is nêrens, want hy het gedink, God het van hom vergeet. En dan kom toe 'n klein seentjie, 'n 6-jarige seentjie, en onthou jy toe jy leer lees, dan het jy in sulke lettergrepe gelees, en die klein seentjie lees die bordjie bo hierdie man se bed, en hy lees in lettergreep, en hy lees, God is now here. In plaas van God is nowhere, lees hy God is now here. En hierdie eenvoudige leesfout wat hierdie kind gemaak het, is daar eintlik 'n diep waarheid, dat God ons nie los in ons hartseer nie, nou. Hy's by ons, al antwoord hy soms nie. En nog 'n mooi staaltjie van 'n man, en ek wil dit vir jou lees, is in Engels, rondom gebed, wat vir my so baie sê, en vir my so baie leer. Hy sê, daar staan, a man was asked, what did you gain by regularly praying to God? So wat het jy gewen deur te bid, gereeld te bid? En hierdie man antwoord, sometimes nothing, but let me tell you what I lost. I lost anger. I lost my ego. I lost greed, insecurity, anxious thoughts, and fear. Nou, so soms wen ons nie, wanneer ons bid nie, ons gebede, daar's nie waarborge nie, hy hoor ons, natuurlik hoor God elke gebed, en soms sê hy wag 'n bietjie, en soms sê hy nee, maar gebed verander ons, terwyl ons bid, werk sy gees in ons, en verander hy ons, en verloor ons hierdie dinge, soos om op myself staat te maak, of my ego, of vrees, of wat ook al, né? Feit is, ons verstaan nie altyd, wanneer God nee antwoord nie. Soos wat Paulus gesê het 3 keer, Here, vat tog net hierdie doring uit my vlees uit. Maar God se genade is altyd vir ons genoeg. En wanneer ons swak is, werk sy krag, die sterkste deur ons. Mag jy dit ook so beleef. Amen. Here, dankie dat U elke gebed hoor. Toe Jesus gesterf het die voorhangsel van die tempel geskeur, die gedeelte, die allerheiligste gedeelte was geskuif met hierdie voorhangsel, net die priester kon daar aangaan. Here, maar hierdie gordyn het geskeur, en dit was simbolies, U het die gordyn geskeur, want met Jesus se dood het U gesê, enige iemand, man, vrou, kind, priester of nie priester, slaaf of vry, het nou vrye toegang tot my. So dankie dat U die lewende God luister, wanneer ons bid. Here, dankie dat U heel dikwels ja op ons gebede antwoord. U hoor ons. Soms sê U wag 'n bietjie. Here, vorm ons in hierdie tye, soos 'n pottebakker, dat ons meer en meer soos Jesus word. En Here, dankie dat U genade genoeg is vir ons, wanneer daai gebed nie met 'n ja beantwoord word nie. Dat U ons dra, en dat U ons liefhet, en dat U by ons is, wanneer ons gesond is, maar ook wanneer ons siek is. Wanneer dit goed gaan, en wanneer dit sleg gaan. Dankie dat U ons nooit alleen los nie. Ons loof U naam, Here. Amen. Ek wil dankie sê vir jou offergawe, wat jy vir ons gee, en die werk wat ons ook hier in Kameeldrift doen, met daai geldjies. En ek groet jou dan ook nou, met 'n seëngebed uit Numeri. Numeri 6, vers 24. Die Here sal julle seën, en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn, en julle genadig wees.